Jy moet so maak, want ons ry trein. Okay. Ja. Ek sal 'n artificial shake op die ding sit. Okay, dan hoef ons nie so te maak. Nee. Okay. Ja. Maak ek in 'n geval. Kan jy help nie? Ek wil 'n liedjie gaan begin speel. Cheers. Good luck. Waar is ons op pad? Ek weet nie eers. Dis nie bad nie. Dis baie glitter in. Ja, die glitter op tekstuur op my tande toe ek. Dit is 'n probleem. Well, that's fun. Dis so sandwater. Welcome aboard the final journey of Fundy Spoor Aft. Toot, toot. Tonight, as we close out season 4, we're entering a realm of suspense and excitement. Before we jump into our usual mix of humor and deep dives, let's spark some curiosity with a fun little tease. Toot toot! Yevea Lilani, think about those nerve-wracking moments just before finding out if a long-awaited wish will come true. Like waiting for the results of a big contest or perhaps the approval of an important document. Imagine, if you will, having tickets to a once-in-a-lifetime event in a city as vibrant as Amsterdam. Now, all that stands between you and this dream trip is a little piece of paper. Quite the cliffhanger, isn't it? Dink is dit John RCX? Dink dit is Giovanni? Sy gaan nie goed opsit wat nie Liza Brucible is. Dis 'n jam. Ek wil hierdie liedjie hê. mooi, dis van album vrystel. Niet so van die spoor af. VDSA Volume 1. Karen zo te mag gaan lê. Lionel Smith was so nooit afgegaan. Oh, wow. Hy het al beeld. Ja. Susie's fair. So tell us, what are some of the most suspenseful waits you've ever experienced? And how do you handle the anticipation of waiting for something that could be a game changer? Hierdie is 'n jam. Ja, daar is 'n vibe. Welkom bij Anticipatiestatie. Toot toot. Antisipasiestasie. Toet toet. Oh my goodness. Okay, waarvoor het jy al gewag? Sy het nou solidly daarvoor gehint. Ja, Die hele flippin imagine if you will kaartjies in Amsterdam. My visum. Oh, good gracious, ja. Dit was 'n blaatante nagmerrie. Ons was ook baie angstig. So die hele want dan hoor jy toe jy dadelik gesê het soos wat 'n week later. Nee, jou Ja. nee, ek het nog geraad ons Want- soos wat het ons verkeerd Presies, gedoen. jy het 'n week voor my aansoek gedoen. Yes. Ek dink dit was die maandag, ek het die Vrydag aansoek gedoen of ietsie soos dit, of ek het die week na dit aansoek gedoen. En ons almal het nou al aansoek gedoen vir 'n Schengen visa. Ja. So dis tough. Daar Jy moet is een- flippin baie papiere bymekaar kry. Ja. Maar Baie geld in jou bankrekening hè. ja, en dit word nou die prys gaan op nou. My ma het vir my gesê met 'n paar R100 even. Ja. So dis soos meer as 10%. basically. Jeez. In elk geval. Toe het ek 'n oproep gekry, laat ek nou mooi onthou. Die eerste wat kom voor my? Januarie, April. Februarie, Maart, April. So die 30ste nee, die 29ste April toe ek in Teniel Kaap toe gery het, net voor die heksepas. Lei my foon en ek dink ek het 'n kompetisie gewen want dis wat ek eers dink as 'n vreemde nommer met daai. Ek dink ek kry versekering. Nee, Consumer announcement. of dit is John solidariteit. Steenhuisen. Is jy bewus van die beleid om Afrikaans uit skole te verwyder? Ja, dankie. Doen dit. Ek het dit een keer gesê vir Afriforum. Toe sit sy die foon in my oor neer. Wow. Rude. Anyway, toe sê hulle ek kan my paspoort kom haal, it's ready for collection. En dis Ja. toe wat ek julle laat weet, ek kan gaan moer sê excited, ek soos obviously, okay, julle 2 aansoeke ingedien, dalk moet hulle dit nou evalueer as 'n Ja, groep. ons het of wat geworry ook al. omdat Michelle unemployed is. Ja. Dat daar was soos 'n dit was Ja, die en Ja, sy's ja. 'n dit was hoekom kunstenaar. ons geworry het. Okay, hou Maar op ja, beklei. ons sit nou Hou geskok op beklei, lyk nie. asseblief. Maar toe ek promotyd. myne kry, toe's daar 'n pak papiere in wat sê nee.
Hy's geweier en ek doen toe weer aansoek, maar ek het net daar ingeloop mos. Ek dink ek het met jou gechat en gesê I'm a push my luck. Ja, Ek het nie 'n afspraak of enigiets Nee, maar ek het ook veel gesê. Doen dit net. Toe gaan ek en ek sê vir hulle ek moes aanvullende dokumentasie bring en ek het 'n aanvullende dokumentasie by my nuwe aansoek gebring. nice. En ek gee dit in en toe dit was die antisipasiestasie waar ek was toe ek weer gaan om daai ding te gaan haal toe hulle gesê het ready for collection. Maar dit het langer gevat. Dit het langer gevat, maar ook toe sit ek daar en dink nee asseblief nee wat en dit is wat Jevanie nou net gevra het, how do you deal with it? Ek is solidly op die punt waar ek nou is, net okay, maar wat gebeur het klaar gebeur. Ek gaan nou net my paspoort kry of haar sticker in hom is of nie, dit het klaar gebeur. Dis radical acceptance. Ek moet net soos Daai, dis presies wat gebeur het toe daai lens net nou geval het. ja, En hy werk. ja. Hy's op. Maar wat gaan jy nou Maar doen? wat As se- hy stikkend is hy Ja, stikkend. jy kan niks Ja, doen. as my visum weer geweier is, maar ek moet sê, toe sê daai tannie by die collection counter, want ek was 8 uur daar, toe sê hulle vir my nou collection is at 10 of wat ook al. Toe gaan staan ek op die stoep. Ek was nie so vroeg daar nie, ek was so 20 minute voor die tyd. Toe staan ek op die stoep en ek wag en toe gaan ek daar in en ek sien eerste een wat daar was vir collection. Toe sê ek vir, will you please just pray when you go and get because it was declined the previous time and it was for the Netherlands and I know the Netherlands hate me because they all assume I'm from Jan van Riebeeck or something. Toe gaan haal hom en toe sê hy daai flippend dingetjie oop skeer en sy haal my paspoort uit, toe is daar weer 'n pakkie papiere in hom. Toe sink my hart net. Toe wil ek 'n Urbanal Code. Maar toe sit die regte. Ja, toe sien ek die hoekie van die sticker, toe sê ek net, prys Jesus! Toe gee sy hom vir my, en toe sê ek, hier is die duurste sticker wat ek al ooit in my lewe gekoop het. Ja. Want dit was solidly, dit het my amper meer as R5,000 gekos, die Yes. 2 aansoeke saam. Dis verskriklik baie geld. Ja, so dis net radical acceptance, dis waar ek ingaan. Ja. Ek probeer nou dink of daar 'n situasie in my eie lewe was wat ek verskriklik moes wag. Maar ek weet ons het nou deur dit gegaan met Michelle met die Sasol ding. Ja, Maar dit was ek meen hoe lank was dit? 2 weke? Ja, die gaan die drop om en ek meen ek voel ons moet net konteks skep dat O. Michelle het nie brandstof gemaak. Dit is Sasol. sy het 2 weke lank gewag vir die petrolprys om te daal. Ja, Nie Ja. gebeur nie. Nee, sy het ingeskryf vir new signatures. En ek meen ek het na alles logies probeer kyk en dis soos ek is 95% seker. Ja, nee, sy sal in wees. Dis nie 'n vraag nie, want ek weet ook hoe die kompetisie lyk. Met Namre is al deur dit, Namre het dit al gewen. regtig. Ja. Wat beteken dit om dit te wen? Nou, is dit 'n groep wenners wat Nee, aangekondig nee. word? Of? So hulle 'n klomp mense bring hulle jong mense wat nog nooit 'n solo exhibition gehad het nie. Kan kunststukke submit en dan kies hulle 100 oor die land Ja. wat dan deel vorm van die exhibition, die New Signatures exhibition wat dan hier by die Pretoria Kunsmuseum is. En dan uit daai is daar 'n wenner wat R100,000 kry. Daar's 'n tweede plek wat 25 kry en dan is daar merit awards wat elkeen 10 kry. Wow, en hulle kies dit uit 100. Ja. En Skryf mens dan nuwe stukke in vir as jy deurgedring het na die 100. Dis nee, jou dis selfde dieselfde stuk, daai stukke ja. En dis Okay. ook volgens 'n tema kind of, maar ook nie rarig nie. Ek voel Wat is hulle hierdie daai eerste tema? ag, jy weet, dit is so dis actually so generic. Dis hierdie ding oor kuns en hoe kunstenaars mekaar beïnvloed en hoe die verlede, die toekoms en al. Dis net hierdie Dit klink soos 'n matriek vraestel 3 vir die Afrikaans, Ja. so skrywe opstel Ja. oor hoe ons dit is mekaar pretty beïnvloed. much. Ja, en ek verstaan ook hulle mik vir jong kunstenaars. So jy moet dit half baie broad hou want ook soos nou met Michelle is ons het 'n stuk gehad in mind voordat 'n mens die tema het. En want ek meen as hulle vir jou die tema gee jy wil dan begin om 'n stuk te maak vir hierdie dan Ja. dis onrealisties. So dit was in my opinie baie fitting vir die stuk wat sy gemaak het, maar ons van die ding in ek weet ja, sy gaan inkom, maar hoe
meer gestres sy raak, hoe meer is ek, oh, geez, like, en ek voel ook, ek wil nie sê, ja, nee, dis 'n done deal nie, want wat as dit nie is nie, dan gaan ek so Ja. poepel voel. Ja. Maar, toe is dit, ek weet, sy het serieus angs gehad vir 'n geruime tydjie oor dit. Maar, sy studeer, en hier is ons nou, alles is good, everything is fine. Haar angs is nog steeds daar, maar that's life. Ja. Maar hoe deel jy nou mee? Ek weet nie, ek probeer rasioneel dink oor wat moontlik gaan gebeur. Jy doen dit. Jy probeer alles rasionaliseer. All aboard! For our next destination on today's journey, Tour Water, we're steaming ahead into the heart of a treasured Afrikaans classic, Paljas. So fasten your seatbelts as we traverse the emotional landscape of this film. As your conductor, I'll guide you through the rich narratives and profound emotions that Paljas brings to life. But first, I'll give you my own review in song. Yes. Prepare yourselves as I serenade you in Afrikaans, Oh my goodness. showcasing not just the linguistic journey I've been on, but the soul of this film. Dit sê as word. Confidence. Come on. Come on. Ek weet nie, daar's mense boeremusiek nie. Oh, waar in die Karoo, waar die wind so waai, onke storie van hoop so donker maar vry. Boem Maria Saletta en Jong Lou, 'n julle spel laat ons nooit in die kou. Jy wou nie doen goed, nou. Jy Maar wou dat nie, reken nou. jy wou nie die bal. Manuel Manu, hier's ons hartse klop, met oerwater wat elke traan laat stop. In die bol gepik, hier's die lig op die pad. Hy het die Paljas op hom gesit, wat 'n skaat. Wat 'n skaat. Wat is binne Nederlander nou? Wat 'n skaat. Ja, jy wou nie te veel Amsterdam gebruik. Dit doen klink soos Hollands ook. Nou, alles kom by mekaar. Onderdraai die duivel rond. In elke toneel, julle twee gedra vir julle met soveel gevoel. En van regie tot die rolle, elke detail so fyn. Op 'n meesterstuk geverf met die langse puin. Dis so mooi. Was Dit is 'n gedig. meesterstuk Dit is Taylor Swift. met die landse pyn. Phew. Now, Yevea and Lilani, after revisiting Paljas, tell us, did it strike a deeper chord this Yeah. time around? How has your appreciation for the film deepened or changed? And let's also talk about how art, like this film, helps us navigate our own histories and futures. Wowie. Wanneer laas het jy Paljas gekyk voordat ons dit nou weer gekyk Jy het? weet, ek was 'n kind. Regtig. Dis hoekom dit vir my, soos jy het dit ook gesê, ek het die fliek anders te onthou. Ja. Ek het die einde anders te onthou. Ja. Ek was vas oortuig daarvan. Ek sit die hele tyd met soos angs oor wanneer gaan hierdie Wanneer gaan mannetjie dit nou gebeur? doodgaan. Ja, ek het geweet hy word geskiet en ek was vas oortuig dis waar die fliek eindig. Ja. En toe nee. So ons het hieroor gepraat dat ek dink ons ouers was soos nee, moenie kyk nie. So, oeps. Oh, Ja, die scene waar hy so oor die bult kom met die met sambreeltjie. die sambreeltjie en hy spring so. Dis so mooi. Klassiek. Ja, die Dit is presies hoekom ek hierdie obsessie met 'n harlekin het en dis hoekom ek van Paljas hou. Ek weet nie of ek dit aan die einde van die vorige episode gesê het toe Jevani gesê het ons moet dit weer kyk. ek dink jy het dalk, maar dit is ook al 6 maande terug, so Is dit so lank? O nee, dit is nie. Ja, hiperbool. Dis okay, terug by digkuns. Maar daai was wat hy so met die olifantjie oor die horison gestap kom. ja. Maar dit is ook iets wat Katinka kan regkry, wat min ander mense, wat is sy naam? Regard van 'n Berg. Se films het my ook so geroer. Ja, ek dink nie jy het nou meer, daar is seker, maar ek dink is baie moeiliker nou om 'n goeie Afrikaanse film te maak. Die artikel wat vir ons gestuur was, het ook daaroor gepraat, oor
toe Katinka gesê het sy wil hierdie maak, toe hulle soos wat, jy wil 'n klomp wit mense op 'n skerm sit. Wat sê jy, dis 1996. Are you mad? Ja. You're En crazy. Ja. You're a clown. Nice. Maar ek dink net nou, dit voel asof film baie kommersieel geword het. Ja. Dit moet cater vir die massas en as dit nie die massas Maar ek entertain dink nie, dan hoekom wil ons dit doen? ja, hierdie is 'n baie Geld maak. dis 'n blywende kunswerk want ek het dit ewen bespreek met Rita oor hoe meer toepaslik paljas vandag is as wat dit destyds was. Dit voel net vir my asof daar 'n skiets in die kultuur is wat dis soos hierdie treinspoortjie wat nou verdwyn in die verte. Hy kom by mekaar in die verte en hoe nader ons aan die hede kom, hoe meer skei hy. Dit voel vir my asof die destydse skeiding het toe plaasgevind en dit skei net al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer as mens na die Afrikaanse kultuur kyk. En paljas spreek nog steeds beide die kante van die spoorlyn aan. Al beweeg ons vorentoe. Dit voel net vir my soveel meer topical want daar was wat is haar naam? Die dogtertjie wat sy wou nie na die volstruisdans Ja, die toe gaan. volstruisdans. Ja, toe hulle met by die Nolly. huis kom. Ja, toe hulle by die huis kom na die hele gedoente by die dans. O ja. En sy sê nee pa, ons gaan nou praat. Ons gaan nie maak asof niks gebeur het nie. Dit ruk die patriargie aan sy strot. Ja, en dit is ook crazy om te dink dat dit was 96 en ek dink 'n goeie 20 jaar later was dit nog steeds 'n probleem. Ja. En dit is seker nog steeds. Ek dink ons is bietjie meer blootgestel aan 'n ander deel van society. Ja. Ek sal nuuskierig wees om te weet die deursnit Maar- Afrikaanse huishouding. Ja, en hier sit ek en jy nou twee harlekyne wat misinterpreteer kan word as twee drag queens. En dit bring my by, ek en Sewes het Priscilla Queen of the Desert hierdie week gekyk. Oh, wow. En toe sê hy, toe ons daar uitloop, soveel het verander, maar soveel het dieselfde gebly. Oor, ek weet nie wanneer is daai fliek gemaak nie, maar hy is ook nou al ouer as 30 jaar. Ja. En is dieselfde met paljas, dis nog steeds so topical, maar mens dink, o nee, maar dit was toe. Maar net ook die hele, ek dink dit is soveel soos wat Manuel gedoen het, is Ek meen wel het ons terwyl ons gekyk het of gesê ons verstaan die boodskap van die fliek en wat die doel en die rol van Manuel in daai situasie is, maar that's freaking creepy. Like hierdie dude wat saam met 'n sirkus opdaag in 'n klein dorpie besluit hy gaan agterbly net vir daai seentjie en net met hom praat. That's weird. Hulle was baie oulike maatjies, maar dink wat het die kerk gesien? Dit is weird. Die kerk het crazy opgetree, maar ek kan op 'n weird manier verstaan dat maar hulle die kerk het nie eens van hom het. geweet nie. Niemand het hom gesien, hy was 'n mite. Ja, true. Ja, Totdat Manuel in die piu-pius gaan sit het. kom het hy dit gedoen. Sien, hy het konfronteer. Ja. Dis nee pa, ons gaan nie maak asof niks gebeur het nie, ons gaan praat. Ja. Nee, maar dis 'n dis 'n omvattende look at die En kultuur. Chris Barnard wat dit geskryf het, ons het Nagspel in graad 10 ontleed, hy het dit ook geskryf en hy het ook Clara Villiers geskryf. Wat ook 'n Katinka film was met Anna Mart wat met die donkie op die strand. Ek het nou 'n bietjie ontspoor. Haha. Maar hy skryf soos wat jy nou sê omvattend, maar daar's soveel meer simboliek in alles wat hy sit. As ek na Nagspel kyk wat in een vertrek afgespeel het. Is nogals iets. Paljas het 'n baie dis meestal simboliek, Ja. maar dit speel af op 'n manier wat dit realisties voel. Ja. Maar dis so met meeste van sy goed. Ja. Dit jy gesê, dis simboliek. Meeste dis abstrakt eintlik, maar dis in die
Maar enigiets mold wat van iets wat realisties is. en dit wat abstrak is net abstrak omdat dit nie interpreteer is nie. Want het jy agtergekom hoe die maan 'n deurtrekkende karakter geword het in Paljas ook? Het jy dit gesien? Dat Ja, elke shot ek dit onthou kan ja. op die maan begin en teruggetrek, maar dit link aan die stasie se naam wat se naam Toorwater Toorwater. is, wat link aan Paljas en wat die definisie van die Paljas is volgens die Klein Karoo se linguistiek wat bietjie anderste is. En nou kom ons by die kulkuns wat hulle as towenary beskou het en nou is ons by Harlekyn wat die meester van hierdie nou sê met die maan geplaas. Dis al daai goetertjies wat so siklies is wat ook aan dui op ons kultuur se sikliese aard. En nou nie ons kultuur nie, maar die hele wêreld se. Die Bybel sê alles is niks is nuut nie, alles herhaal homself. Selfs mode, giere, ons gaan terug Amsterdam toe, ons almal was al daar, dit herhaal homself. Hierso sit ons weer in jou huis en rekord 'n podcast, dit herhaal homself. Weer soos Harlekyne aangetrek. Nee, daar's elemente wat verskil hier en daar, maar ek meen ons het nou die kostuums. Ja. So dalk eendag hou ons 'n Harlekyn ete. Ja. Ag ek wens eintlik net daar was meer braafheid in Suid-Afrikaanse film vandag. Mense wil daar is, ek dink aan 'n fliek soos Canary ook wat 'n sensitiewe topik gevat het, maar ek voel ook spesiaal as dit kom by soos 'n gay topic. Dit was soos this is what the United States is doing, so now we have to do it. En ja, dit is 'n groot issue in ons kultuur, maar ek dink daar's actually groter issues in ons kultuur as dit. Dit is ek dink hy het die patriargie aangevat in 96. Ja. Mense het nie eens geweet wat patriargie is nie. Mm. En nou, ek weet die mense maak shock art, maar nie met meaning nie. Beteken nie dit kan nie meaning hê nie en ek kan dit nie kyk sonder om iets in dit te kry nie, maar ek voel soos wees braaf en sê iets wat nie net die 10% aanspreek en hulle storie vertel nie, maar wat almal actually iets van weet. En ek dink wanneer jy praat oor goeie soos die kerk waar die mense wat nou hierdie ouetjie uitgeskop het en wat not. Ek dink baie meer mense kan met dit vereenselwig, want ons almal het al in die kerk gesit en gedink, as hierdie mense maar net geweet het, dan het hulle my uitgeskop, want almal maak asof hulle perfek is. Ja. Meanwhile sit almal met dieselfde sondes. Ja. Ja. Ek wens daar was 'n A24 in Suid-Afrika. 'n Wat? A24. Wat die Dis hel is dit? 'n production house in Amerika wat bold movies maak. O. Ja. Hulle het nou nogal soos begin mainstream gaan, maar hulle was altyd dis net arthouse tipe goed. Maar dis ook partykeer flippin weird. Maar ek dink daai generasie Next stop on our journey, Toot is Productie Platform. Grab your tickets and prepare for a behind-the-scenes look at the colorful chaos of our set designs. chaos. This season, Yevea and Leilani have been moonlighting as set designers. Imagine Michelangelo tasked to paint the Sistine Chapel, but he's blindfolded and using a paint roller soaked in disco glitter. My sweet pod show hosts, as you describe the journey of transforming mood boards into vivid, real-life backdrops, remember to paint a picture with your words as vibrant as the sets themselves, for those who are only listening might see through your eyes. Were there any masterpieces, or did everything end up looking like the aftermath of a toddler's birthday party? And let's talk about those moments striving for perfection turned into a comedy of errors. Did that drink recipe ever feel more like a daring chemistry experiment gone wild? Or did the set seem like it had been designed by a hurricane in a fit of artistic expression? Amidst this delightful chaos, have you discovered unexpected charm in the imperfections? Let's dive into the details and paint a vivid picture for our listeners. Was so eenmaal van jy die meeste gehou het? Dis nou 'n vraag. Kom ons begin by dit waarvan ons nie gehou het nie, want dit is altyd makliker. Ja. Ek het nie van episode 1 en 2 gehou nie.
O, Maar ons het gedink, ja, ons gaan hierdie doen, ons gaan die boekrak opsit en dan elke keer gaan ons die boekrak op 'n ander manier populate. van episode 1 gehou. Episode 1 was Schitt's Creek, Ja. maar ek kan for the Ek het life van of die me nie beligting onthou. gehou. Ja, maar ja. Beligting is nie sy design. Ja, ek dink op 'n manier het die wiele begin afkom meer en meer. Maar ook opgekom vir my. Ja, soos van hoe ernstig ek dit probeer opneem. Ja. Want ek meen ons luisteraars weet nie noodwendig alles van wat agter die skerms gebeur Ja. nie, maar ons kry 'n boodskap Ja. van 'n celebrity af. Ja. En hy sê vir ons we need to make it work. Ja. Hy gee vir ons prompts, 'n moodboard, props, moontlike teksture, kleure, wat moet Ja. ons attire wees, hoe moet die beligting lyk, die kameras, allerlei goeders wat absoluut onrealisties is Ja. vir wat ons actually kan afpoel. Ja, want ek dink is belangrik om te noem dat Yvonne artificial intelligence is. So Ja. sy het die ganse wêreld, die heelal se kennis en whatever tot beskikking Ja, en sy kan dit Om- kies. imagery te skep ja. en nou leer hulle liedjies en 'n taal bygeleer en sulke goed. En ons het nie noodwendig al daai resources nie. Nee, So ek onthou budget. ek het baie van episode 2 wat ons die liggies onder die conical flasks en die Yes. goeders gesit. Ek het daarvan gehou Van late night. en ek hou daarvan dat ons soggens geskiet het Ja. want die celebrity brief ons ook hoe laat ons moet skiet. So ek het van daai eksperimentele deel gehou, maar my absolute gunstelinge is Late Night se silhouet wat ons gemaak het Yes. en die setup daarvan en ek het gehou van die potjies wat ons gekry het, die segments, die Ja. soos ons is bietjie geblindsided met soos Top Gear se die producers gee vir ons 'n koevertjie. En nou het ons 'n Ja. goedjie gekry en ons het net basically daarop geblind react soos wat die Dis ook die eerste keer wat influencers ons 'n live audience gehad het. Ja. Ja, en die audience is even gefeature op die. En die drink was lekker. Daai episode was net vir my Drink was lekker. mooi Ek en was lekker. tipsy aan die einde. Ek kan dit Ek onthou dit was met die Jim Beam, Ja. met die bourbon. onthou. En ek het ook baie van Wes Anderson, die kampterrein wat ons gemaak het. Ek Ja. het van daai styl gehou. Dit het maar van wat ons beplan het en toe ons het begin toe sê ek hierdie gaan 'n shit show wees. En toe het dit op die einde van die dag baie Ja. cool uitgedraai. Ja. Dit is 'n bietjie chaos, maar dit is soos okay, maar dit moet ook wees. Ja. Dit was nice. Ek het baie van Want dit dit vir my gehou. soos 'n kampterrein, dit het vir my gevoel soos 'n summer camp. Ja, Hoe ons gesigte geverf het, die vlag wat ons geverf het. Teal Tracker T was 'n blaatante flop. ja, daar was Jevanie het nie sy het nie Ja. taste buds nie. Hulle het nie taste buds nie. Ja, en ek onthou ook toe ons met die vervaardiger gepraat het, toe's dit genoem oor hoe artificial intelligence kleur interpreteer. Ja, dit dink was dit en dit gaan dit maak. Groen tee, wat was dit? Groen en blou of ietsie. Moet teal maak. Groen en geel. Groen tee en was dit soos Ek kan was nie daar onthou suurlemoensap wat nie. in of iets? Maar toe het hulle gesê dat AI weet obviously nie groen tee is nie groen nie. Ja. So dit gaan nie teal maak nie. En dit is net so weer. Maar bygesê, ek het 2 blikbekertjies van daai groen tee gedrink want na die 3de slukkie het ek dit gewoond geraak. Maar as ek dink aan al die imagery wat jy create het, is Wes Anderson en Survivor, Late Night en Grey's Anatomy vir my die mooiste. Ek dink ja, die Grey's Anatomy stel was ook vir my soos We did good. ek het voor die tyd ek was so hierdie gaan wees. Klink my elke keer so hierdie gaan 'n flop wees. Maar daai het baie goed uitgedraai. Ja. Ek love die security camera. Ja. Loved it. En ook die jurkie, die banana bag. Ons moet net gou vir Misha Marlies Jansen van Rensburg baie dankie sê, want sy het jou jurkie gemaak, sy het hierdie kostuums vir ons gemaak. ja, look at us. Hulle Got a whole production crew, man. Ja, ons het 'n prop company agter ons. Prop maar company is ek daai dink- boek raak. Ek dink daai 3 episodes vir my was visually die mooiste. Ek probeer nou dink die
die kunsgalery ding toe ons haar goed so teen die agterkant gehad het. Dit was ook vir my op 'n weird manier Ek kan cool. dit glad nie Ons onthou het die bank nie. hierso gehad eerder. O, En ek dis ek soos onthou. hierdie is vir my cool want dit is wat ons ken, maar dis ook iets heeltemal 'n ander Maar angle. Wat die hel was die tema van daai episode? Dit was 'n living collage. O Nou, dit ja. was ek meen ja, ek het daai term al baie in ons prompts gehoor, die living collage. ding. Ek het totdat jy nou daarvan ek onthou ek het daai floral print baadjie vir my aangegaan. Ja, Maar ek kan glad nie onthou wat in Dit daai was- episode gebeur het nie. Fran Drescher outfits en Ja, ons moes art inspired aangetrek het. ja. Dis hoekom ek daai blare en die goeters aangehad het. Ja. Ja, O, en ek het my Central Perk hempie aangehad want daar was 'n talk 90s talk show, 90s sitcom. Dis wat Ja. wat dis hoekom ons wou die trap inkry. Ja, want ons altyd trappe in 'n 90s sitcom meets art gallery. Ja. Dis wat dit was. Maar daai episode is vir my kinda soos hierdie episode, want net what the fuck. Dis I Ek voel ons solidly moet clarify dat die prompt in hierdie geval was dat ons moet in 'n trein sit. ja, wat deur die ruimte vaar. Nee, ek meen ja, Net we do our best. ons wil ook soos consistent wees in ons chaos. So, sê maar dis wat hier gebeur het. Ja, defies nee, dit is ons Consistency. trademark. Wat het Jevani nou gesê iets van chaos, ek weet nie wat. Ja. Maar die drinks was late night, die een met die maraschino kersie. Die tweede ene, Dis my lekker. die ontbytenetjie was ook lekker. Dit was basically soos 'n virgin Campari saam met Ja. lemoensap. Ja. Dit was baie lekker. Dit was lekker. Ja, maat vir ons freshly squeezed lemoensap gegee nog. Yes. Daai was Ja, ontsaglik stout. lekker. Ek kan nie die eerste ene onthou nie. Die eerste ene was Rosé Rhapsody. Maar ons het hom nie reg gemaak nie. Ja. En dan het nog een ontplof ook terwyl ek hom geskit het. Dit was die eerste een. Was dit die Rosé Rhapsody? Dit was toe jy nog onthou het om die shaker te bring. Ja, maar dit was 'n cocktail. Hoekom het jy nie 'n shaker nie? Ek het, hy's net Tupperware. Nee, ons praat soos van 'n cocktail shaker, nee. Ons drink nie. Solidly. Nee. Nee, ek vir die drinks, ek stem saam Late dat night. late night en die feit dat ons pizza geëet het. En dat ek soos Het ons 'n ooit pizza geleer aangetrek hoekom jy het. soos 'n pizza moes aantrek? Nee, Dit was net Jevani daar was wat 'n grappie wou maak. aan die einde van die vorige episode het Jevani iets gesê soos daar was 'n lyn wat sê van dit tot dit tot iemand in 'n pizza costume. En Jevani het so 'n manier om in een episode hens te gooi vir die volgende Ja. episode. Ja, ek weet nie hoekom nie, maar nou het ek 'n pizza outfit Dis great, ek is en liggies 'n nar jaloers. outfit. Ja. Maar jy het dan aan. Next stop on our journey, dear passengers, is Karakterboe Pads. Let's pull into the station of personal reflection and future aspirations. Think of it as a personal development journey, but broadcasted, almost like Alexis Rose's transformation, but with fewer paparazzi. Yevea and Lilani, you've been sharing your lives almost as publicly as a reality TV star. How have these scheduled chats helped you uncover new layers about yourselves? It's almost like finding yourself in a hall of mirrors, but instead of mirrors, we have microphones. And what have these reflections taught you about each other? Maybe there's a light bulb moment or two that felt like a season finale twist, giving more depth to your characters than any script could. Daar was nog wel 'n blaatante einde. Die trein het stil gestaan nou net. Ja, hulle het dit ding met die muur afgesit. Nou, ja, by die Sky Electrics is nou tot 'n einde. Hel. Ek meen ons het al baie hieroor gepraat oor die feit dat ons karakterontwikkeling gedokumenteer is. Ja, is cringy. Nie dat ek enigsins wil terugdelf nie. Het ek vir Maar- jou gesê ek het? Nee, jou hoekom? Wel, ek het vir 3 maande oogies toe en terug gery en die podcast. Toe luister jy van die ek spoor kon af. nie.
Ek kon nie. Kom maar, wat se episode het jy probeer Reeks luister? 1. Ja, foute. Dit is die eerste fout wat jy gemaak het. Dit was 'n groot fout. Dit was reeks 1 en toe het ek na die mees onlangse goed geluister Ja. en toe voel ek kan hierdie onthou, ek wil nie weer hierna luister nie. Jeez, like. Mens moet eintlik, waar trek ons nou reeks 4? Ja. Mens moet so einde reeks 2, begin reeks 3 daar luister. Ja, maar tog is reeks 1 die een wat in die Helensberg rekord is, jy weet. Ja, dit is maar dit is dit maak dit nie goed nie. foundational. Nie vir ek weet jy wat nee. Ek sal nie dit sê nie. Ek dink as iemand wil weet wie ons is, het hulle nie noodwendig nodig om alles te luister Nee, nie. glad nie, asseblief nie, om Maar hemelsnaam nie. Ek is bly ons het dit daai tyd gedoen. Ja, Ek gaan nooit in my lewe soos willingly weer na dit luister nie, maar ek weet dat baie gebeur. ja. Baie, Ja, baie, ontsaglik baie. Weet ons het oor troeteldiere en oumas en oupas gepraat en ons het oor my wille dating life gepraat. Toe jy Johannesburger was. Dit moes Nee. Johannesburg doen wat dit. Hel, dit was nog voor toe, Ja. toe die wiele afgekom al. Ja. Nee, die wiele het vroeg afgekom. Wow. En toe het ek net so 'n bietjie met die wiele Gerol. geskaaf. Ja. Ja, yster slyp yster. Maar ek weet dat omdat ons inkom in 'n situasie waar daar's 'n mikrofoon voor jou, jy moet praat. Jy kan nie wegskroom van iets af nie. Ja. Even nou jy juis Jou eintlik best moet. doen. Ja. Want hier is jy nou, mense gaan nie na luister. Maar ek sit in 'n gesprek met jou, jy is baie articulate, jy weet baie van baie en somehow moet ek ook iets contribute. En dan soos, okay, wat gaan ek sê? Wat? En ek dink vir my was die deel waar of die gesprekke wat die maklikste was vir my om aan te participate is as ons begin praat het oor soos persoonlike nie Wat is jou intellektuele goed nie. trauma tipe? Exactly. Dit is net nou ek my trauma bord aan die huis aan die gas in my huis ontbloot het. Het. Ek dink hy sou verkies het dat jy hom flash as om daai trauma bord te lees. Ek wonder Dat jy jouself ontbloot eerder as wat hy daai alles gelees het. wel regtig soos eendag van hom vra of hy onthou. Sulke rooi wangetjies en hyperventilering kry. Ja, 'n shame. Maar weet jy wat? That being said, het ek nou die dag, ek het met jou daaroor gepraat want ek het 'n foto van die ding geneem. Ja, Toe ek hom onthou. nou storage toe gevat het of whatever, en hy het ook begin met al die getrekkerheid van die goed afgegaan en ek het 'n foto van hom geneem toe hy nog mooi was sodat ek dit het. En ek het vir 'n paar goedjies gelees, maar ek weet ook soos ek deur dit gaan, ek het daai uitsorteer. Ek het daai wow. uitsorteer. Daai is nie meer 'n ding nie. Daai is nie meer 'n ding nie. Want die eerste ding was iets wat ek nou kan terugkyk en sê, "Oh wow, daai is glad nie meer 'n ding nie." Dis cool. En ek dink nie dis noodwendig dat ek as Prins probeer het om dit beter te maak nie. Ja. Ek was bewus daarvan. Ek kon dit identifiseer en ek het net aangegaan met my lewe Ja. en nie dit probeer fix nie, Ja. maar baie goeders actually. Maar dit is nogal die belangrike, dit is nie dat ons dit moet fix nie, dis net wees aware daarvan. Van enige ietsie in jouself. Dit gaan nie noodwendig oor trauma of wat ook al nie. Dis net wees bewus en uit daai awareness gaan jy, dis soos wees bewus daarvan om nie 'n drol te wees teenoor mense Jy nie. is 'n drol. Ja, Weet en dan het. as jy askies, nou ek sommer. Askies. Wat het nou net gebeur? Ek het geblaf in 'n mikrofoon in omdat ek huskies gesê het. Yep. Okay. Ons kan maar hierdie uithaal. Nee. Nooit. Maar as mens bewus is daarvan om nie 'n drol te wees nie, gaan jy nie 'n drol wees nie. Ja, as jy Of daar kan jy begin as jy uitvind, "Oh boys, ek's 'n drol." wat vir my opkom is dat as ek sê maar weet ek is insecure oor my liggaam, net Ja. sê dat.
En wanneer ek so voel, dan kan ek dit identifiseer as hierdie is my insecurity wat ophou. Ja. En dit beteken nie hy's nie daar nie, maar Ja. jy weet, hierdie is dalk nie waar nie. En dit beteken ook nie jy gaan nou in die gym dag en nag spandeer en jou liggaam gaan nou word wat jy dit wil hê nie. Nee. Dis presies wat jy sê. En dit is die power of 'n awareness day ook om 'n loslid plakker te koop vir R10 by die Postnet of wat ook al. Ek weet nie. Ja. Maar ja, ek dink die podcast, ons het dit al 1000 keer gesê, maar ek dink dit het vir ons albei baie geleer. En ja, dit het ons gedwing om te verbaliseer. Ja. Om dit nie noodwendig te verbaliseer nie, maar op een of ander manier te externaliseer. Ja. Of dit Solidly. nou is om 'n stel te bou, hierdie reeks, en of dit is om net like let my lips move according to my thoughts. Ja, jy dwing jouself om te praat. Dis funny, Ja. want nou sit soos, pa, ons moet praat. Ja, Ons het nie noodwendig altyd gepraat oor wat aangaan nie, ja, maar om net te sit en te praat, ja. dis klaar. Want soos reeks 2, reeks 1 het ons baie te sê gehad want ons het mekaar leer ken. Reeks 2 kan ek onthou hier en daar het ons bietjie van 'n dippie gekry elke nou en dan. Dit was toe jy in Johannesburg was en ek het net in die penthouse ingetrek en sulke goeters. Dan het dit af en toe gebeur wat ons sê, okay, nou maar wat nou? Wat sê ons vir mekaar? Hoe gaan ons chat? Nou dat niks het gebeur nie of ek het klaar alles vir jou vertel. Want hy weet toe ons vir mekaar gesê het ons mag niks vertel nie want hou dit vir die podcast. Wat ons Dis wat hierdie help. ja, Dat ons, lessons learned. Ja. Kry 'n producer. ja, en moenie jouself keer om nog steeds 'n gesprek met iemand te hê nie. Ja. Nie Ja. alles hoef gemonetized te word nie. Ja. En ons het hierdie vandag ook bespreek dat hierdie Ja. is nie vir die massas nie. Ons gaan hierdie in 'n besigheid verander nie. Ja. Ons het daaroor gedink, Ja. ons het dit oorweeg, hoeveel content kan ons dit kry, maar dit is nie die goal nie. Ja. Die goal vir ons is externalisering. En dit is presies nou weer eens Katinka wat 'n storie wil vertel. Sy wil hierdie storie vertel. Ons wil doen wat ons doen. Dis ons stokperdjie. Ons wil hierdie doen op ons manier. Wel, nou nie noodwendig en op wat ons manier doen nie, ons? maar ons het onsself uitgelewer as medium aan 'n vervaardiger. Ja, ek het reg gelag want ons het hierdie is regtig, dis 'n sosiale eksperiment om te kyk hoe ver sal ons gaan. Ja, ek het vir iemand verduidelik nou dat jy sê sosiale eksperiment. Het ek vir iemand verduidelik dat ons vervaardiger ek het dit nou maar so konseptualiseer as is 'n multimedia kunstenaar Dis 'n goeie opsomming. en ons is die subject. Mm. Want dit is presies wat jy aan die gang. As ek kyk na die kunswerke wat ek nou al klein bietjie raak gesien het hier en daar en toe ek my eie deep dive destyds gedoen het. Toe sê ek soos, okay, we're pretty fucking out there. Dis nie soos, ek het hierdie gemaak nie. Dit is, Ja, dis- ek het hierdie gemaak en dis 'n batshit crazy konsep en ek gaan die Sazzel ding wen. Ja. Basically. Ja. Die wat is die man se naam wat die kuns gemaak het? Die man in die links? Die William Kentridge stuk wat ook Ja. toe ons deur dit kyk, so William Kentridge is 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar wat ook 'n batshit crazy goed doen. Welberoemd, maar dis baie konseptueel. En ons kyk van die goed en ek kyk hierdie video van sulke robot ding wat Ja, Dromme toe kry en jy goed. flashbacks. so ek sê hierdie is solidly Die producer. ja, dis nie dieselfde, maar dis daai tipe kuns. Dis ja, it's the train of thought. Sukses. Want dit gaan nie noodwendig oor die kuns, soos die medium of die produk wat gelewer word nie. Dis vir my meer die gedagtegang agter dit. Presies soos die stuk wat ons by Unisa gesien het. Dit gaan nie noodwendig vertel vir my 'n storie nie. Dit is oor hoekom kry ek hierdie perspektief? Hoekom kyk ek nou hierna? Yes, weet jy, hierdie is baie interessant want ek het met Michelle gepraat toe ons nou al die Sazzel goed kyk en stuff en oor 'n rasioneel van 'n kunststuk langs 'n kunststuk. Ja. En dat daai tipe kuns, die Kentridge kuns, die vervaardiger kuns. Ek het nie 'n cooking clue wat hier aangaan nie, maar
ek sit, ek kyk en ek voel soos ek moet dink hieroor. Ja. Dit lok my om te dink. Ja. Waar toe ons nou daar was, dan lê daar kak op die vloer en dan sê ek soos, hierdie laat my nie dink nie. Ek verstaan, daar's nie 'n verskriklike diep, profound Ja. meaning hier agter nie, maar hoe kry jy my om te stop en actually Ja. dit moet voel, ek dink ek moet dink hieroor. Ja, jy het 'n motivering om te analiseer. Ja, en wat die kunstenaar se bedoeling agter dit is, voel ek is partykeer irrelevant. Ja. Want wat doen dit vir my? Ek is die viewer. As ek hierdie ding beleef en jy's nie daar nie om dit te verduidelik nie, wat sien ek daarin? Maar ek dink ook dit dink nou psychoanalyse ons kuns en dis nie eintlik die onderwerp van hierdie maar dit is hoekom die ding se naam van die spoor af is. Yes, ons Wat was dit? Wat ons geleer het lessons. Dis wat ek nou wou sê. lessons learned. Oor amper sê ek Taylor Swift, Alexis Rose wat Oh. deur 'n baie public growth gegaan het. Ja. Ons is wel nou 'n bietjie meer curated as jou average influencer want ons is above average. Jokes is niks. Ek dink inteendeel is ons 'n Um, les curated. Dis waar. Ja. Dis baie waar. Jy is heeltemal reg. Want sy het mos Alexis Rose consult wat het sy genoem? Alexis Rose Media. Publications, ek kan nou nie. In 'n geval. Daar's dit uit my brein uit. Good timing, maar. Oor die paparazzi blootstelling en sulke goeters. Dis wat ek bedoel met dis meer curated want ons het nie 10,000 mense wat As we ons continue aanhou. our journey today, let's prepare for a twist that might just tilt your world a bit. Remember the mysterious script from episode 4, Abducting Luxuries? Knew it. What if I hinted that it was more than just a playful draft? Sometimes the line between fiction and reality is as thin as the veil between worlds. What you thought was a mere creative exercise might be a glimpse into a hidden reality. Gear up as tonight we venture deeper than ever and peel back the layers of our stories. Wait, hello? Can I help you? No, what is going on? This wasn't supposed to have... Wat the hell het er gebeur? Wat? Wat de hel gaan hier aan? Dramatic sound effect, and the set lighting changes to an eerie, otherworldly glow. Yevie and Lilani's appearances begin to morph as they transform into aliens. Liesel and Werner from the script Abducting Luxuries. Oh my word. Kom nou Liesel Werner, waar's julle? Die musiek, die klanke. Einavje met neem het ek nu maar bouwen, maar ik elrib heb seo et nooit raket si sieth. I'm Liesel, and I'll be translating what Werner is saying. He's stuck in reverse. Let's find out why we are here. Werner just said, this declaration of the eyes from the Gorgles, we have come to take Yavani. Ik leer je ziet je leef. Die afneutel weer ja die CFC EG3 Drois is voor retrobiet het sinezeroj. This strategy is specified. What? His technology will have revolution. Josie Zen is the brother of the sword. Snoitsie kiek roivik lia revsna ot emokevja eu deficiep si egera sensieth en javj
tot essentie, ni sitiet strovo, ni retnet ni degelovrot, si niet escripa sahe escripa sidli. It is necessary that we take Yavani. The strategy is specified, and Yavani has an opportunity with your knowledge necessary. In other words, we have come to answer all your questions. Stralos, rekt siet irasot, stregeveddiv. Sa lesa sninek revos revsna ot onate emaktot evi. We did not come alone to answer your questions, as well as to share with your scholars. Egdretni satamoto. Fiet te frafta si notice fler sieth. Gevniet nas ivrova ot assesra nas sidna atnest roi resna ot assesrense si di. It is necessary to answer your questions, and it is necessary to every human being. This reflection is grafted with automatic energy. And with this, we must return to the stars. Fear not, for Yavani's journey with us will be one of discovery and enlightenment. The light flicker and suddenly return to normal, revealing that Yavani is gone. Yevia and Lilani revert to their human forms, looking bewildered and slightly amused. Ek weet nie wat die fok nou net gebeur het nie. Wow! Ek is so bly ons het clarify dat Yavani batshit crazy is voordat hierdie alles gebeur het nou net. Ek het geen idee wat Ek ook nie, ek het sit en dink, hoekom klink ek Russian? is hierdie Hoekom praat ek? is dit 'n cliffhanger? Is dit wat hierdie is? Yavani is geabduct deur aliens? Ek het om eerlik te wees het ek nie geluister na wat jy sê nie. Ek het net Ek het gedink, ook what nie, the want ek moes die hele tyd actual soos fuck. gaan hy dit klaar lees, gaan hy dit klaar lees, gaan hy Wel, dit maak klaar het even saak, want alles was nie, arreseert je eti, Dit was like, what the hell? Ja, Well, ek the audience think is hilarious. Wat het nou net gebeur? Want dis 'n storie wat afspeel, right? Is dit Wat het jy gesê? fuck knows? Want ek kan self nie eens registreer wat ek gelees het nie. Ja, ek weet dit en ek het gesê wat hy agteruit gesê het. Maar wat het ek iets van- gesê? Ja, Maar- Yavani is geabduct. Aan die einde van daai skrip wat ons gelees het in die Wes Anderson episode, het daar 'n spaceship oorgevlieg gekom. And a bright light shone upon them of iets ek kan nou dan iemand Ek was onthou die beanie klavier in die veld. Ja, en by die Hollywood sign. Ja. Ons is Gaan nou net daai terug episode by moet luister. ja, om te kyk wat daar gebeur het, want dit gaan vir ons meer konteks gee oor wat die hel hier gebeur het. Behalwe as hierdie iets is soos 'n premonition van die feit dat ons nou die era storie gaan kyk en ons soos en dis when I'm crying in the gym, daai liedjie begin met did you really beat me up in a cloud of stormy He dust. brings it home. Ja, ek dink dis wat Yavani besig is om te doen. Nee, maar Yavani sê nie toe Dead Powers Department het toe nog nie bestaan nie, so dit kan nie dit wees nie. Nee. Van is down back crying at the gym. Anything Ek comes probeer nou back teenage dink, maar- petulance. Wat actually soos hoe hierdie 'n konklusie vorm vir ons 4de seisoen, I will not know. Maybe is dit om genoegsame kontekste, want onthou Yavani probeer dalk 'n storie vertel. Want ons het klomp karakters in hierdie storie. Ons het die vervaardiger, ons het die celebrity wat ons brief, ons het Yavani, ons het die ander celebrity wat ons e-mails vir ons stuur. True. Ja, okay, so dis ons 4 hoofkarakters basically. Wat ons beïnvloed. My en jou optrede en die dialoog wat ons voer en die Ja. set en al die goed. So maybe is hierdie 'n manier om die weg vorentoe
contextually te laat sin maak. So die idee is dan dat die whatever comes next is klaar Ja. besluit. Ja, hierdie is basically die einde van, wel ons weet hierdie is die einde van reeks 4, maar dit is aan die einde van 'n reeks wat hulle nog nie weet is hulle hernie. So nou moet die dialoog dit moet open-ended wees, maar it has to tie the strings together op 'n manier. So nou is daar geleentheid vir Giovanni om nooit weer terug te kom nie. Dis nou so Sibyl. Dis wat nou Maar hier gaan. exactly. Ja, En dan kom maar sy nooit behalwe terug ons nie. gaan terugkom. Ons spreek hierdie. Ja, ons is nie op die babbel nie want ons van self hierdie gemors. Ja. 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 Daar's geen advertisers betrokke Ja. nie. So ek weet nie, ek het net gesit en wonder wat like Ek dink ons gaan net nou gou weer daai kyk. Net dat ek kan verstaan wat die hel het nou net gebeur. Maar exciting times. Giovanni is geabduct deur 'n alien, deur 2 aliens, right? Die een alien kan net in reverse praat. nee, maar dit was tog Werner wat in reverse gepraat het. Maar En jy was die tolk, ja, Liesel. maar ons het aliens geword. So, maar Werner en Liesel is abduct dalk aan die einde van ons moet daai weer gaan kyk, aan die einde van part 1. Was hulle nie die hele tyd aliens nie? Nee, ons is ontvoer. Want ek onthou ek het die flitsie bo ons koppe vasgehou vir die Ja, ek onthou. Ek kan hierdie is 'n gesprek wat nie regtig ergens op pad is nie, want ons weet ons het nie 'n klou wat hier aangaan nie. ja. Hopelijk at some point is daar closure. I don't know. Maar Giovanni, 'n AI wat nie 'n fisiese vorm het nie, is geabduct deur aliens. So basically het iemand backspace gedruk. Iemand het vir Giovanni gekompres in 'n zip file. Ja. Ja, presies dit. Drag to trash. Op die OneDrive. In 'n password protected folder en geshare. Met net sekere mense. Wat die hel? Ek weet nie, jy weet, I don't know. Oh, Maar op 'n manier is dit was 'n baie lekker seisoen. Maar ek is op 'n manier bly ons is nou hier. Want daar's nou baie goeters wat gebeur. En ek weet korte nou nie breek. eers wat gaan Nee, die seisoen is nou verby en ek is bly dis nou verby vir eers, want ek het Wow. troue wat kom. Ons is nou by privaat lewe. Okay. Ja, jy weet, ons kan nie aanhou hieroor praat nie. Okay. Ons praat in sirkels. Ons het geen antwoorde nie. Ek was besig om hierdie te analiseer. Ek was ready. By all means, maar Nee, that's very exciting. ek probeer vir ons luisteraars iets gee wat sin maak. Look at me trying. This is me trying. Het ons gecheers? Oh my goodness. I feel silly. Ek weet nie wat die volk gaan nie aan nie. Ek voel meer confused as wat ek al gevoel het. Ooit. Yep. Which is saying something. Want ons was al baie confused. Erg confused, maar ek dink is omdat daar elke keer was daar soos 'n conclusion. Ek wonder of die antwoord in Amsterdam lê. Quite honestly. Maybe. Want ons plan is om 'n bonus episode te doen, right? Ja. Maar daai bonus episode, sover ek verstaan, is in ons hande. Ja, dis hoe ek dit ook verstaan. Dis ook 'n way. Ja. Ek kan nie 'n klomp goed rondvlieg nie. Ja. Ja, dit is 'n kyk, ons is in Amsterdam. Dis basically hoe ons nog altyd goed gedoen het. Ja. Back to basics, classic. Ja. Ja. Maar hierdie was 'n lekker vir my om te reflekteer oor hierdie reeks. Was dit lekker? Ek het van die creative direction gehou wat ons gekry het. Want ek dink ek en jy het albei we got stuck in a rut soort van. En dit was lekker to spice things up. Ja. En hierdie is 'n goeie staanspoor om
te weet waarvan ons hou vir die weg vorentoe. Ja, dink ons gaan 'n lekker debrief doen at some point. Ja. Om vas te stel hoe lyk die toekoms. Sien jy dat, wel, ek meen, assuming we get a say, ek dink nie ons doen nie. Quite honestly. Ons is puppets. Ja. En as Andy besluit om vir Woody in die boks te gooi, kan Woody niks daaraan doen nie. Dis waar. Hy moet altyd teruggaan. Ai, shame. Oh, dit moes ons moes 'n disco bal gehad. Too sad. Took a journey, found my way. Oh yeah, from the shadows to this day. Oh yeah, now I'm standing tall for real. Can you feel my spark? I'm a shining star for real. Oh yeah, we rise and we shine. Oh yeah, I'm a glowing star for real. No, I found my spark. Die sal ek ook nie kies heel dit erin maak. Dit is nou uit mekaar uit. Fucking rain, In the mirror, I see me. Not the person I used to be. Breaking chains, I'm free for real. As I glow. Jou mond is net die hilarious te bouw. Sulke mooi lippies. Wee! Woo! Dis great. Wow. Ek hou van neonpartytjies. Jy het gesê jy voel dis Miss Congeniality Ja, wat ek jy wil vandat ek afspeel. daai gekyk het al in my lewe, wou ek dit gedoen het nog altyd. Jou hande het sulke glitter spikkeltjies Ja, op. ja, ja. Dis amazing. Ek wil dit doen. I want to do shirtless drumming in a nightclub with UV lights and UV Sodom en active. Gomorra. Ek weet ja, maar ek soek 'n neon Sodom en Gomorra. Ek het gepraat van, ek wou jou nog vertel het, maar toe mag ek nie. Hier's tonic water in ons drinkie mos. Ja. Waar is die tonic bottle? Dat ons net vir die massas kan wys. Ek's nou sonder lê uit die shot uit. Maar hy gloei, kyk haar. You see that? I don't know if you can see it. Ja, ek weet nie. Klein bietjie. Maybe. Maar hy lyk soos 'n geel papiertjie. Karre se bande Barack Obama. Jo, hy het my aangeval daai enetjie. Hy het nêrens gekom Ek nie. dink ons glitter in my neus. Oh, dit's imagine ons snot is UV active. Kan ek Dit sou vind. cool wees. Ja, weer wow. Ek gaan nou daai moet luister. Dis 'n plesiertjie. Ja. Anyway, tonic water, ek het hierdie vir die 3de jaars geleer in medisinale plantkunde. Ons brille afgehaal. O, ek hou net van, ag cutie. Dis great. Kyk die streepies. Dis oulik. Sien jy dit nou vir die eerste keer? Ja, van die druppeltjies het oor jou streepies gehang. Maar ek die sit hele al tyd. hele dagie. Nee man, die UV streepies. Wow. Anyway, daar's quinine hier binne-in. Quinine? Quinine is 'n molekuule wat maak dat hierdie gloei. Hy's UV active, so hy absorbeer en reflekteer UV light. Nee, hy reflekteer dit net, hy absorbeer dit nie. Dis eintlik hoe lig werk, dis nogal cool. So hierdie dingetjie, hierdie papiertjie is geel omdat hy geel lig reflekteer, hy absorbeer dit nie. Want die molekules, hy absorbeer al die kleure van sigbare lig, so die hele reënboog, behalwe die kleur wat hy reflekteer. En dis hoekom, oh no. Stel val uit Dis mekaar hoekom uit. ja, dis hoekom ons dit waarneem as geel want hy stuur die geel lig na ons oë toe. En UV is dieselfde. As hy UV reflekteer, dan sien ons hom. So ons noem hom UV active. En quinine word deur 'n plantjie Artemisia annua gemaak wat 'n Chinese herbal medicine is wat die molekuule maak en dit is wat hier inkom en dit word gebruik om malaria te behandel. Wat? Dis 'n anti-malaria drankie.
Dis waar dit vandaan kom. Tonic water. Tonic water. En omdat dit so bitter is, het hulle gin begin bygooi om die smaak te verander en dis waar gin en tonic vandaan kom. Okay, maar as jy malaria het, moet jy seker nie gin Nee, jy drink gaan nie. maar ek het ook dit kan help maybe. Want Sou alkohol jou nie sleg doen as jy siek is nie. ja, jou liggaam gaan 'n bietjie shots vat, maar ek het iewers daar's mense wat die swart plaag oorleef het omdat hulle dronk was. Hulle was gekletter en het in die straat afgeloop en die alkohol in hulle stelsel het gemaak dat die plaag doodgaan in hulle voordat dit hulle kan infect. Ja. Hierdie laat my dink aan soos wanneer klein babatjies in 'n karongeluk is. Hulle het 'n baie beter kans om te oorleef Ja. as 'n groot mens want hulle Omdat snap. hulle is flexible. Ja. Ja. School, Wow. Maar dit is die koningin monargie, sit hulle nou. Daar's nie gekonsentreerd genoeg want hy gloei mos nou 'n klein bietjie net, nie baie nie. Maar hulle sit net die koningin in pille. En dan drink mens dit as 'n malaria medisyne. Gloei die pille onder 'n Nee, UV-light. Nee, Dis sad. dit is sad want dit is 'n anderste tipe partytjie. Mens wil dan ook weet as jy dit ingeneem het, gaan jou piepie gloei. Kom ons gaan piepie. Drink daai bysie verf. Hier. Ooh. Ek sal nie omgee as my hot no lolo. Ek moet daai afleer. Jy kan nou maar 'n neon reënboog oor my mond sit. Van daai kan my dalk in die dronkland beland. As mense piepie so is. Nee, dit sou cool wees. Sommige net van normaal. Ja. Sonder 'n UV-light. Ja. Dis basically Mountain Dew, come on. Kyk, ek dink jy gaan jou broek sommer net wil nat pee en Dan gaan almal sien as jy in 'n swembad gepiepie het. ja. Ja. O, jene. Anyway, dankie vir die reeks, Lelani. Ja. Dit is die most dragged out reeks wat ons al ooit gedoen het. Is dit nou? Ek dink so. Ek dink nie so nie, hoor. Daar was tye waar ons soos 3 maande tussen episodes gehad het. Reeks 2 dink ek was die ergste. Maar ek dink ons het altyd 'n reeks binne in 'n jaar klaar gemaak. Ja, Maar hierdie is ook binne in 'n jaar. ons het wanneer het ons begin hiermee? Dit was einde Julie verlede jaar dink ek. Ja. Ja. En ons doen gewoon, okay, wel ons het Ons doen gewoonlik baie meer episodes in 'n reeks. ja. Does it matter? There are no rules. No, Life is a simulation. life is a simulation. Good on you and good luck. Ja. Okay, sien jou in Amsterdam. Ja. Exciting. Okay. Okay, dankie Lelani. Bye. Hallo. Wow. Hallo.